vir die kanselgebed. Kom ons bid, ons loof die Here, ons lê ons behoeftes aan hom voor, ons doen voorbidding vir ander en vir 'n wêreld wat in baie donker, moeilike tye bestaan. Ons dierbare, wonderlike Here Jesus, ons verlosser en heiland, ons kom vanmôre na U toe. Ons dank U dat ons kan weet dat U leef, veral wanneer U in ons harte leef. Ja, eintlik weet ons dit dan eers, maar dan weet ons, Hy leef, Hy leef, Hy leef hier in my hart. Dankie dat U vanmôre ook hier is, Here, om ons te seën, dat ons U kan sien as die een wat wandel tussen die goue kandelare, die een, Here, wat oor ons neerbuig, wat ons afsonderlik bedien, wat ons by die naam ken. Here, sal U dan nie ons by die naam ken vandag, terwyl U die God is wat aan die sterre name gee nie. En ek glo aan elke ster 'n naam gee, nie net die sterreformasies nie. Vader, kom skyn oor ons dan ook so. Here, U die son van geregtigheid. Here, wil U vir ons al helderder en helderder word tot die volle dag toe, maar ook al helderder en helderder maak na U beeld tot die volle dag toe. Vader, ons wil vanmôre in aanbidding voor U buig. Ja, Here, want U regeer. Ons het dit gesing, ons glo dit, ons ervaar dit. Vader, ons buig voor U en ons dank U dat U ons swakheid, ons sonde ken en dat U daarvoor voorsiening gemaak het. Dankie vir die bloed van Jesus wat voortdurend reinig van alle sonde. Dankie dat U ons oproep, Here, om ons sonde te bely en die belofte gee dat ons van alle ongeregtigheid ook gereinig sal word. Vader, dankie dat ons kan bid. Dink aan hulle wat siek is, hulle wat swak is. Here, ons bid vir elke behoeftige in die gemeente. Ons bid vir die leraarspaar en hulle kindertjies, Here, wat met vakansie is. Elke ander lidmaat wat in hierdie tyd op die pad is of weg is. Ons vra, Here Jesus, dat U nie een sal verbygaan nie. Ja, Vader, so gaan ons harte uit ook vanmôre na ons land. Here, as ons dink aan ons regering in hierdie land, as ons dink, Here, aan die strominge in die land op sosiale, politieke, maatskaplike, ja, elke terrein van die lewe, Here. Ag, ons skole, ons verskillende staatsdepartemente of vertakkinge, Here, die polisieering, die onderwys, maar ook, Here, die gesondheidsdienste, die veiligheidsdienste. Ons dink, Here, aan daardie ontsettende behoefte wat mense het en hoe afhanklik ons hiervan is. En ons wil bid, Here, kom seën ons, gee vir ons, Here, leiers wat verantwoordelik en bekwaam is. En Hemelvader, verlos ons in hierdie land van die geldgierigheid, die boosheid, die korrupsie, die skaamtelose bedrog wat gepleeg word, ten koste, Here, van hulle wat dit so nodig het. Dierbare Here, wanneer ons so bid oor hierdie terreine van die lewe, dan kan ons nie anders as om te bid vir U kerk hier op aarde. Here, vir U kerk ook hier in Suid-Afrika. Kan bid, Here, vir U onsigbare liggaam, die bloedgewaste kinders van U,
maar ook bid, Here, vir die sigbare kerk, waarin en deur u kinders u dien, en vir u lewe, en u koninkryk bevorder. Vader, bid ons, ag Here, Here, kom besoek u werk, en wil u arm ontbloot. Ons het 'n nood, 'n behoefte, Here, aan 'n herlewingswerk deur die Heilige Gees. Maak ons lewend na u woord, Here. Vader, as ons dink aan die wêreld, en die chaos daar buite, die oorloë, Here, ons dink aan die bekende oorlogsgebiede, maar Here, ook daardie ellende wat heers in Sudan, Here, waar honderde duisende, na bewering selfs miskien meer as 1 miljoen al, gesterf het. Dierbare Here Jesus, ja, ons sien hierdie dinge, en dit maak ons bewus van die nabyheid van u koms. En ons kom na u toe, Here, ons harte is nie ontsteld nie, ons glo in God, ons glo ook in Jesus. En ons vertrou u, Here Jesus, dat u beloftes ook gaan waarmaak, en dat u sal kom in heerlikheid op die wolke, en dat u koninkryk, u sigbare koninkryk ook op aarde, sal kom oprig. Ons bid, kom Here Jesus, kom haastig. En nou Here, wil ons vra, wil u elke hart stil maak? Here, wil u spreker en hoorder kom salf, om te hoor wat die Gees van God vir die gemeente sê. Amen. Ek nooi om die Bybel oop te maak by Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7. En ons gaan daar net 3 verse saam lees, vers 37 tot 39. Die Here Jesus gaan hier op na Jerusalem vir die Joodse hittefees viering. Dis die laaste keer wat hy sal opgaan vir die viering van die feeste, soos hy die gewoonte gehad het om te doen. Dit staan ook bekend as die Tabernakelfees, en so met die viering van die feeste uit die Ou Testament, hier die oesfees wat gevier word, sien ons het daar ook gebruike in die Joodse tradisie ontstaan, en was dit tydens hierdie fees wat die Jode ook aan God eer gebring het, en God gedank het vir water wat hy in die woestyn voorsien het. Daar was 2 uitstaande geleenthede in Exodus en Numeri, word dit vir ons beskryf, waar die Here vir Moses opdrag gegee die eerste keer, dat hy die rots moet slaan, en toe kom daar by Horeb water uit 'n rots. By 'n tweede geleentheid sê die Here vir hom, dat hy die rots moet aanspreek, en daar sal water uitkom, maar toe slaan hy die rots in teenstrydig met God se duidelike opdrag. Dis ook die rede hoekom hy nie die beloofde land kon ingaan nie, maar dit net van ver af aanskou het. En kom daar by daardie geleentheid ook water uit 'n rots, om, soos bereken word, 2 miljoen mense, die vee, sê die Bybel, genoegsame water te gee. Nou vier die Jode dit jaarliks, en hulle dit ook later met 'n liturgie of 'n ritus, het hulle dit ook geïllustreer, prakties, deur die priesters, wat hierdie 7 dae van die fees, elke dag in die bad van Siloam met 'n goue kruik water gaan skep het, dit tempel toe gebring het en oor die altaar uitgegiet het. Weer teruggegaan het, die water geskep het en dit oor die altaar uitgegiet het. God se voorsiening in die woestyn. Sommige mense sê op die laaste dag, ander wil beweer dit kan 'n 8ste dag gewees het, het die priesters nie die water gebring nie.
En dis op hierdie dag wat ons lees wat gebeur het. Vanaf vers 37, Johannes hoofstuk 7. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hier is 'n verklaring. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Letterlik beteken dit, Pinksterdag het nog nie aangebreek nie, die uitstorting van die Heilige Gees, na die hemelvaart van Jesus, na sy kruisiging, na sy opstanding, dit moes nog alles gebeur. Ek wil na aanleiding van hierdie skrifgedeelte met u praat oor die tema of die vraag, hoe, laat ek het liever regstel, anders stel, wat vloei uit jou binneste? Wat vloei uit jou en my binneste? Hierdie woord uit jou binneste sal uit sy binneste vloei, in die Grieks dui eintlik op jou maag, letterlik. Met ander woorde, uit jou wese, uit jou lewe. Jesus verwys hier na die uitvloeiing van oorvloedige lewe wat kom deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die lewe van die wat in hom glo. Ek hoop dit is te veel om in te neem. Hy verwys hier na die uitvloeiing, die uitwerking van oorvloedige lewe. Nie afskeep dinge, karige dinge, tekorte nie, maar van oorvloedige lewe deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die lewe van die wat in hom glo. Dit word vir ons duidelik hier uiteengesit. En in die lig daarvan moet ons vra, wat vloei dan uit my lewe? Vloei daar regtig lewende water uit my lewe? Is dit strome van lewende water wat uit my binneste vloei? En ons moet dit veral vra in hierdie tyd kort na die viering van Paasfees en van Pinksterfees. En die boodskappe wat daarmee gepaard gaan, en die gebede wat ek en jy miskien gebid het, en vra nou, hoe lyk my lewe in die lig daarvan? En hoe lyk my verhouding met die Here? Hoe lyk my toewyding, my vrugbaarheid, my diensbaarheid? Gaan my lewe maar net nog aan, soos altyd, vol tekorte, vol gebreke? Wanneer ons dit vra, oor hoe ons lewe lyk, vra ons dit veral in die lig van hierdie belofte wat die Here gemaak het. Ons vra dit in die lig van sy waarborg, dat wie na hom toe kom, wie dors het en na hom toe kom en drink, dat strome van lewende water uit sy of haar binneste sal vloei. En ek dink ons moet maar probeer prakties wees en vra maar wat behels hierdie lewende water? En waaraan sal ons dit ken? En watter bewyse is daarvan? En ek dink, dis heel logies dat ons dan in die eerste instansie moet vra, het dit al waar geword? Kan ons dit in vervulling sien gaan? En wanneer 'n mens die boek Handelinge lees, dan kry ons die antwoord. Dan sien ons, daar's absolute geen twyfel. Daar's geen onsekerheid wat dit betref nie. En uit dit gaan ons dan sekere
duidelike kenmerke identifiseer, ook vir jou en my lewe, om hierdie vraag te beantwoord, wat vloei uit my lewe? Nou ja, daar's natuurlik baie dinge wat uit 'n mens se lewe kan vloei, ook baie negatiewe, lelike dinge, maar die Here het my duidelik gelei om net te fokus op die positiewe. Ek dink daarteenoor sal ons dadelik verstaan en weet wat al die negatiewe en lelike dinge is. Die Bybel sê uit die hart van die mens kom daar slegte dinge. En dan gee hy 'n lang lys van daai slegte dinge, die moord en al die vreeslike sondes wat daar geïdentifiseer word, maar kom ons kyk in die lig van hierdie belofte van Jesus, strome van lewende water, wat vloei uit 'n mens se binneste. En ek gaan net 2 hoofpunte uitlig, en dit onder die hoof hier, die eerste, naamlik dat strome van gebede vloei uit 'n persoon of iemand se lewe waar die Heilige Gees teenwoordig is. Strome van gebede vloei uit so 'n binneste. En die tweede hoofgedagte sal wees, strome van waarheid vloei uit die binneste van iemand in wie se lewe die Heilige Gees teenwoordig en werksaam is. Kom ons kyk dan na die strome van gebede. Voor die kruisiging van die Here Jesus en sy opstanding en sy hemelvaart, sien ons hoe die Here Jesus in Getsemane in groot benoudheid aan 3 van sy disippels die opdrag gee om saam met hom te waak en te bid. 3 jaar het hy met hulle saam gewandel en hulle geleer. 3 jaar het hulle 'n verhouding gebou. 3 jaar het hulle verwonder vir sy werke en verlustig in sy teenwoordigheid. En nou is daar by hom 'n benoudheid. Daar is by hom 'n behoefte. Hy gee 'n opdrag en hy vra ondersteuning. Bly hier, waak en bid saam met my. Hy gaan 'n bietjie verder. En dan kom hy terug. En hy vind hulle vas aan die slaap. Hy kom 3 keer, die 3de keer terug. En hy vind hulle aan die slaap. Nog steeds. En hy sê vir hulle, slaap maar voort. Slaap maar voort. Wanneer ek daaraan dink, en ons sien, wat dit ook al, watter merk dit miskien gelaat het, op die Here Jesus in daai donker uur, of op sy disippels, as hulle toe hulle later teruggedink het, dan sien ons, dat dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar Jesus het hier in Johannes 7, daar by die viering van die Tabernakelfees, het die Here Jesus hierdie belofte gegee, dat strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. En hoekom identifiseer ek dit as strome van gebede? Kom ons kyk na hierdie selfde disippels. Terwyl ons net so na 'n paar hooftrekke in die boek Handelinge gaan kyk, net 'n paar. En ons dink daaraan dat Sagaria het geprofeteer aangaande die Gees, dat die Heilige Gees die Gees van genade en van smekinge is. Dis die naam wat vir die Heilige Gees gegee word. Die Gees van genade en smekinge. En kry ons dan na Jesus se opstanding, eerstens, 120 van sy disippels in die bofortrek, waar hulle vir 10 dae eendragtig, sê die Bybel, volhard in gebed. Eendragtig volhard in gebed. Wat 'n verandering, wat 'n kontras, van daar in Getsemane, tot hier, waar hulle in die bofortrek volhard in gebed. Eensgesind, eendragtig. En dan na Pinkster,
sien ons hoe bidend die gemeentes en die disippels van die Here is. Kyk na hierdie uittreksels uit Handelinge. Hulle bid uit dankbaarheid. Die Bybel sê in Handelinge 2 vers 47, terwyl hulle God geprys het. Hulle bid in die aangesig van vervolging, nadat hulle belet is om in die naam van die Here Jesus te preek of te leer. En lees ons in Handelinge 4 vers 24, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Vers 29 lees ons, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Ons sien in Handelinge 10 vers 9, Petrus bid. Die volgende dag terwyl hulle op pad was en na by die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. Die 9de uur, die dag het in ons tyd 6 uur begin, 3de uur was 9 uur, 12 uur, 3 uur die middag, klim Petrus op die dak om te bid. En hoe bid hy? In vers 10 lees ons, hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hy besig was om klaar te maak, kom daar 'n verrukking van sinne oor hom. Hy bid totdat hy in 'n verrukking van sinne kom. Hy bid tot hy in die voorhoewe van God se heilige tempel kom, God se teenwoordigheid. En 'n wonderlike ontmoeting met die Here het. Mens kan net vra, sou dit gebeur het as hy nie op daardie uur uitgegaan het op die dak om te gaan bid nie. En as hy daar gekom het en hy het nie met alle erns en oorgawe gebid nie. Hy het nie vurig gebid soos Jakobus sê, of verwys na die vurige gebed van die regverdige nie. Ja, strome van gebede. Dis niks anders as dit nie. Hulle bid uit desperaatheid. Handelinge 12 vertel van Jakobus se teregstelling en hoe Petrus in die gevangenis gewerp is. En dan sê vers 5 van Handelinge 12, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. 'n Aanhoudende gebed deur die gemeente tot God. Strome van gebede, want die Heilige Gees staan nie verniet bekend as die Gees van genade en smeekinge nie. Ons het hom nodig. Dit is hy wat ons swakhede te hulp kom. Dan sal ons oorvloedig bid. Dan sal ons bid en nie moedeloos word nie. Dan sal ons bid sonder ophou. Dan sal ons in die geloof bid. Dan sal ons nie verkeerd bid, soos Jakobus sê, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring nie. Gebede gedryf deur die Heilige Gees, strome, nie sporadiese gebede nie, nie druppels gebede nie, maar strome van gebede. En dit bring ons by die strome van waarheid wat uit ons binneste moet vloei. Ons vra, wat vloei uit ons binneste? Ons moet eerlik antwoord ten opsigte van ons gebedslewe, die gemeente se gebedslewe en my individuele gebedslewe of afsonderlike persoonlike gebedslewe. Maar ons moet ook weet dat strome van waarheid moet uit ons binneste vloei. Vriende, in die eerste plek kan dit niks anders wees as die waarheid van Jesus nie. Die persoon van Jesus. Johannes 1 vers 14. Ag ek dink maar net daaraan, miskien is daar iemand hier wat soos 'n Pilatus van ouds vra, wat is waarheid? Daar's mense wat sê Pilatus het dit ernstig bedoel. Dat Pilatus
'n honger, 'n soeke, 'n behoefte aan die waarheid geweet het, maar miskien gevoel het 'n mens kan tog nou nie weet wat dit is nie. Maar die waarskynlike is dat hy gevra het, wat is waarheid? Soos in die gees van ons tyd wat ons later by sal kom. Wat is waarheid nou eintlik dan? Asof waarheid nou nie bestaan nie. Maar miskien is daar iemand hier wat vra, maar wat is waarheid? Hoe kan strome van waarheid uit my binneste vloei? Die Bybel gee vir ons die antwoord. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos van 'n enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. In Johannes 14 vers 6, toe Thomas vir Jesus sê, maar Here, hoe sal ons weet waar u gaan? Hoe sal ons kan kom waar u gaan? Sê Jesus vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En wanneer ons verder in die Bybel aanlees in Johannes hoofstuk 16 vers 13, dan sê Jesus, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14, hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik. So wanneer iemand gedors het, na Jesus gekom het, en gedrink het, wat dui op hom vertrou, wat ten volle aan hom oorgee, wat in hom glo, dan sê dit vir ons, dat strome wat uit hom vloei, sal strome van waarheid, van die werklikheid van Jesus wees. Dan sal mense Jesus in my lewe sien. As jy aanlees in Handelinge, dan sien ons, dat het was nie lank nie, ek dink hier in Handelinge 11, nee, waar die disippels op 'n plek gekom het die mense hulle, vir die eerste keer, wat genoem? Christene genoem. Vir die eerste keer Christene genoem. Dis wat 'n Christen is. 'n Christen is iemand in wie se lewe Christus 'n werklikheid is en in wie se lewe hy verheerlik word. Wanneer die Heilige Gees in ons harte woning kom maak, dan getuig hy van Jesus. Handelinge 4, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig en hulle die hande aan hulle geslaan het en in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. U sien, wanneer die Heilige Gees Jesus verheerlik, dan kom mense tot geloof in Jesus. Hulle kom nie tot geloof in 'n leerstelling of in 'n kerk of in 'n dominee nie. Hulle kom tot geloof in Jesus, hy as die weg en die waarheid en die lewe. Maar wat is die sleutel van hierdie gedeelte in Handelinge 4 wat ek gelees het? Dat hulle die volk in Jesus die opstanding uit die dode verkondig het. En baie van die wat die woord gehoor het geglo. Wat die woord gehoor het aangaande Jesus. Wat ons bring by 'n baie, baie belangrike en absolute noodsaaklikheid met betrekking tot dit wat uit ons binneste sal vloei. Wanneer Jesus in my hart en lewe is, wanneer hy gestalte kry, sal sy woord uit my binneste
vloei. Efesiërs 1 vers 13 sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is deur die Heilige Gees van die belofte. Dat die woord in ons lewe sy regmatige plek sal hê, dat die woord deur ons, uit ons sal vloei. Jesus het gebid in Johannes 17 vers 17, Vader, heilig hulle in u waarheid. En hoor wat sê hy, u woord is die waarheid. En in 'n tyd waarin ek en jy ons bevind, waarin daar 'n aanslag op die woord van God is, of kom ons trek dit maar sommer direk deur na dit wat ek op pad is, die Bybel, en mense kan 'n baie paaie nou hierso ook neem om dit bietjie net te staaf en bewys te gee waarom ek so praat. Maar as ons dit nou reguit deurtrek, hierdie waarheid, hierdie woord wat hierna verwys word, u woord is die waarheid, dan kom ons sê ons praat van die Bybel. Die dele waar dit na die Ou Testamentiese geskrifte verwys het, of soos ons nou terugkyk, verskoon tog, deur die aansporing van die woord van die Here, dit as die Bybel soos ons dit ken, moet verstaan. Lees ons dat Petrus sê, in 2 Petrus 1 vers 19 en 20, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is. Die uitlegging van die skrif lê nie in hande van 'n mens nie. Maak nie saak hoeveel doktorsgrade hy agter sy naam het, hoeveel semitiese tale hy magtig is nie. Dit maak nie saak watter navorsing hy gedoen het, watter tradisies hy dan nou as voorbeeld voorhou nie. Die groot gevaar is dat die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. En dat mense in die navorsing van die Bybel en dit wat in die Bybel staan, so ver weg beweeg van die Bybel, dat die Bybel later nie meer bestaan nie. So af en toe dan lees ek nie gepubliseerde stukke, dogmatiese stukke, een of ander tendens wat mense nou naspeur, en dan sal hulle iets daaroor skrywe. Nou weet jy wat my verstom is, dat jy in hierdie meesterlike akademiese stukke, wat vertrek uit 'n eenvoudige lering van die Bybel, dan word jy daar in 'n oerwoud ingelei van verskriklike groot woorde, wat 'n mens wonder of dit regtig in die woordeboek is. Hierdie hoë akademiese beskrywings en samevattings en etikettering en identifisering van dinge. En dan dink ek maar net aan die gevaar, die wysheid van die wêreld wat dwaasheid by God is, en dat ons meer respek sal hê vir die feit dat die Bybel dit beklemtoon, dat na Pinksterdag het die wêreld hulle verwonder dat hierdie eenvoudige mense so kan praat. En wanneer ons gaan kyk, wat praat hulle wat die mense so verstom, dan sien jy hulle praat die Bybel. Gaan kyk na Petrus se eerste preek op Pinksterdag. Hy vat alles hier uit die Ou Testament uit, al die profesieë, vat hy bring dit hier, hy sit dit voor die mense neer, voor sy gehoor neer. En hy sê, man, dis alles wat van Jesus gesê is. Dis wat na Jesus toe gewys het. En dis die Jesus wat julle gekruisig het. En wat gebeur? Hulle word diep in die harte getref. Hulle roep uit,
Wat moet ons doen om gered te word? En ek vra vir jou, wys my een van hierdie komplekse, ingewikkelde, in diepte studies, akademiese werke, wat mense daar uitbring. Ek sal daai pad nog saam met die akademici graag loop, as dit by daai selfe eindresultaat sou uitkom. Al sal dit nie vir my maklik wees nie. Nie met my intellek of my IQ nie, maar die vraag is net, dat ons hierdie onderskeid maak. Besef ons, in watter wêreld bevind ons, hierdie wêreld van inligting, hierdie wêreld waar elke mens, net deur 'n draadjie vinnig by oom Google te maak, dan weet ek nou wat is die waarheid. Dominee het nou so gesê, maar Google sê so. Of ek het nou dit in die Bybel gelees, maar Google sê so. En die gevaar is net, dat ons nie besef dat geen profesie 'n saak van eie uitlegging is nie. Die Heilige Gees is die enigste een wat dit kan uitlê, en hoe lê hy dit uit? Met die woord wat ons reeds het. En dit bring my by wat ek persoonlik omhels as die enigste betroubare skrifbeskouing of skrifuitleg. En dit is om skrif met skrif te verklaar. Skrif met skrif. As ek iets verklaar in die Bybel en dit bots met enige ander deel in die Bybel, dan is dit nie die regte verklaring. Maar laat ek my haas, wat is dit wat uit my binneste vloei met betrekking tot die woord van God? Is dit inderdaad so dat ek hierdie woord wat God gegee het omhels en dat ek dit my eie maak en dat dit my enigste begeerte en doel is om hierdie woord uit te lewe en hierdie woord uit te dra. Ek wil afsluit met die vraag weer, wat vloei dan uit my binneste ten opsigte van die strome van gebede, as ons dit nou bietjie meer toepas op ons eie lewe, hoe lyk my gebedslewe? Is dit so dat dit nog nie bestaan nie, 'n barre, dorre woestyn lewe wat my gebede betref? Of is dit miskien so dat daar stroompies was van gebede, sporadies, noodgebede, maar wat weer vinnig opdroog sodra die nood verbygaan? Is dit gebede waarin ek toeneem en groei? Of is dit gebede waarin ek my al meer en meer afsonder en afsluit en nog nooit op die punt gekom het waar ek met vrymoedigheid in 'n byeenkoms soos hierdie kan opstaan en bid as die geleentheid gegee word? Spontaan praat met my hemelse Vader deur die Gees van genade en smeking wat my in staat stel, omdat hy die een is wat deur my vloei. Jy sien, hy het nie net gekom om my te verseël, soos ons het reeds vir die quoteer het uit Efesiërs 1 vers 13 nie, om ons te verseël nie, maar hy het gekom om deur ons ook hierdie gebede en smekinge te offer. So hoe lyk dit in waarheid? In hierdie biddelose wêreld en in die biddelose kerk van Jesus op aarde, roep Jesus uit en hy sê, as iemand dors het, wat is dors? Dors is nie iets wat aanwesig is nie. Dors is iets wat ontbreek. Dors dui op iets wat nie bestaan nie, wat nie daar is nie, is 'n tekort. So wanneer ons hierdie tekort besef, wat sê Jesus? Laat hom na my toe kom en drink. En strome van lewende gebede sal uit sy binneste vloei, as ons dit nou so saam kan vat. Wat vloei uit my binneste ten opsigte van die waarheid, die strome van waarheid, soos dit uit die lewe van die disippels en uit die mond van die disippels gevloei het? Weereens, is dit Jesus? Is dit hy
wat in my lewe gestalte kry? Is dit hy wat verheerlik word wanneer ek 'n besluit neem? Is dit tot verheerliking van sy naam? Die lewe bestaan oor hierdie keuses, en ons leef in 'n tyd waarin dit eintlik voorop, selfs voor wat die Bybel betref gestel word. Elke mens het 'n keuse. Jy het 'n keuse of jy in die Here Jesus wil glo. Ja, jy het 'n keuse. Maar elke keuse het gevolge. En wanneer ons dink aan die bestaan van waarheid, dan is die vraag, as ek die waarheid nie kies nie, wat kies ek dan? As ek nie dit kies wat Jesus verheerlik nie, wat kies ek dan? En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. So mense kan nie maar net sê, wat van al die mense wat nie van Jesus gehoor het nie, en wat nie van hom weet nie, so ek het ook 'n keuse of ek nou in hom glo of nie. Die Bybel kom met die absolute waarheid, dat daar is geen ander naam nie. Die Bybel kom by monde van Jesus met die verklaring, dat hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, net hy. En niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. En hoe dit nou uitkring en uitwerk, in die verste verlede, en in die onbereiktes in ons oog, moet ons nie hiervan laat afwyk nie, want dis 'n leuen. Jesus is die waarheid, en enigiets anders is 'n leuen. En daarom, dat ons sal verstaan en weet, dit gaan nie oor hoe ons dinge sien, verstaan en kan aflei nie. Dis God wat soewerein is, dis God wat in beheer is, en as dit ons nou miskien redelik spontaan sou pla en die Here dit in ag wil neem, dan het hy vir ons in sy woord gesê, dat hy homself nie onbetuig gelaat het nie. Dat daar niemand is, van daardie kindertjies wat as Hindoes gebore is en in 'n Hindoeland doodgegaan het, of in 'n boeddhistiese omgewing, of Shintoïsme, of moslims, of wie ook al nie. God sê, want hy is die regverdige God, daar's niemand wat sal kan sê, hulle het nie geweet nie. Hulle het nie 'n kans gehad nie. En daar's 'n paar dinge wat die Bybel dit vir ons mee inkleer. Maar dat ons net dit sal vat, dat God getrou bly, en dat ons nie die leuen sal glo nie. Die woord, die Bybel, wat vloei uit ons binneste ten opsigte van die Bybel, die woord van God? Kan ek regtig sê dat ek het u woord lief? Kan ek regtig sê dat u woord is vir my soos 'n stroom van lewende water wat nie deur my kon vloei as ek dit nie ingeneem het nie? En daarom is u woord vir my daardie fontein van lewe wat ek nie genoeg van kan drink nie. Mens kan net soveel uitgee as wat jy drink. En daarom die oproep, en daarom die beklemtoning, dat daar in hierdie tyd meer as ooit 'n honger sal wees, 'n dors sal wees na die woord van God, en dat ons daarvoor na Jesus sal kom en sal drink, en hierdie woord sal glo en sal uitleef. En vir die rede net 'n laaste paar gedagtes wat die Bybel betref. Mense sê dat die Bybel bevat die woord van God. Dat as jy die Bybel lees, sal jy die woord van God daarin kry. Dit beteken baie daarvan is nie die woord van God. 'n kind van God moet weet en glo dat die Bybel is die woord van God. Die hele inhoud van u woord is waarheid, sê Psalm 119 vers 160. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dis die woord van God wat daarvoor vir ons gegee is.
Hy sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En u moet maar self gaan kyk op die internet. Hoeveel kursusse, hoeveel reekse vir mense aangebied word in die Christendom, onder die vaandel van die kerk, vir 'n verhouding met God, of vir 'n sinvolle lewe, of vir 'n diensbare lewe. Gaan kyk net hoeveel daarvan bestaan, wat 'n mens nie na die woord toe terugvat nie, maar wegvat van die woord. Na wêreldse beginsels, en wêreldse metodes, en wêreldse ervarings. Ja, die woord van die Here sê vir ons, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikheid. Leef in hierdie tyd van seeker-friendly services, sagte boodskappe, sissend en streelend, wat mense beter laat voel van hulle self. Ons hoor dit vandag in ons omgewing, ons hoor dit in ons land, ons hoor dit in ons taal. Daar word nie meer teruggegaan na die sondeval toe nie, daar word nêrens meer verwys na die sondeprobleem toe nie. Met ander woorde, dit wat die Bybel daarvan sê, word verwerp. Daar word ronduit gesê, God is hier, en jy kan met hom ontmoet, om die goeie wat in jou is, te laat ontluik. Om die goeie in jou na vore te laat kom. Ek het amper 'n baie kras uitspraak gemaak. Die goeie in jou. Die Bybel sê vir ons, daar is niks goeds in my nie. Niemand regverdig nie. Niemand wat God soek nie. Niemand wat goed doen nie. Wanneer jy so iets hoor, gaan lees net weer Romeine 3. Ja, liewe broer en suster, vriende, die Bybel sê vir ons, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. Dis wat ons lewe moet dryf. Dis wat ons lewe moet lei. Dis wat ons lewe moet uitstraal, die waarheid van God se woord. Wat is waarheid? Wil ons dit regtig weet? Vriende, om dit te weet moet ons net weet wat is nie waarheid nie. En dit sê die Bybel vir ons, net die volgende hoofstuk, Johannes 8, vers 44, waar Jesus sê, julle het die duiwel as vader, sê hy vir die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hy sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. En hoor wat sê hy dan verder, in hierdie beskrywing, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy staan nie in die waarheid nie. En wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader daarvan. Vriende, wanneer mense nie die woord van die Here uitleef, hoe hulle ook al leef, wanneer mense nie die woord van die Here verkondig, wat hulle ook al verkondig nie, dan verkondig hulle die leuen. Ons leef in hierdie tyd waarin daar geen absolute waarheid meer bestaan nie. Dit word wêreldwyd alom en in kerke ook so verkondig. Wat vir jou waar is die waarheid. Vir watter rede ook al. As dit vir jou waar is. Want waarheid is relatief. Dit kan enigiets wees. Nee, dis nie sommer so 'n beweging nie. Vriende, dis 'n aanslag op die woord van God. Soos in die tyd toe mense openlik hulle ten doel gestel het om die Bybel van die aardbol uit te wis. Ek dink aan mense van die verlede wat redelik bekend was, wat gesê het binne 'n sekere aantal jaar, ek dink is Voltaire gewees, die Franse filosoof,
Binne 'n sekere aantal jaar sal daar nie meer 'n Bybel op hierdie aardbol wees nie. Weet jy hoe lank na sy dood nie, maar dit word staan ook opgeskryf dat 'n sekere tyd na sy dood het daar in sy huis 'n drukpers gestaan en daar's op daai drukpers Bybels gedruk. Die wonder, vriende, van God se woord. Ons weet God sal self sy woord beskerm bewaar. Maar ek en jy mag nie deur die leuen meegesleer word in hierdie aanslag op die Bybel, die waarheid wat verlaat word, die waarheid wat teëgestaan word, die waarheid wat verdraai word, die waarheid wat verag word. Dis in hierdie wêreld wat Jesus uitroep met 'n groot stem. As iemand dors het, as jy regtig 'n behoefte het om God te ken, om 'n lewe te lei wat vervullend is vir jou en tot eer van God is en vir jou medemens tot nut, laat hom na my toe kom. Hy, die woord wat vlees geword het, en laat hom drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Mag die Here gee, as Jesus sê as iemand, dat ek en jy vandag sal sê, Here, ek wil daai iemand wees. Ek wil daai iemand wees. Iemand miskien nie gered nie, hier is jou redding. Hier is die pad. Iemand miskien wat nog nooit regtig kon sê, ek is 'n bidder, 'n voorbidder. Ek kan spontaan bid, ek praat, ek verkeer met die Here in ure, ek kan sing in waarheid, dank Heer, vir ure van gebed. As ek weet, hier is 'n droogte, dat ek sal kom. As daar iets is in hierdie wêreld wat dreig om my ook te mislei of weg te trek van God af, die leuen, dat ek sal kom en die waarheid omhels. Al maak dit my seer, al is dit nie tot my fisiese of materiële voordeel nie, maar dat ek soos 'n liter van oud sal staan en sê, Here, o God, help my, ek kan nie anders nie. Hier staan ek by die waarheid. Amen. Hemelvader, baie dankie, Vader, dat U vir ons geroep het met 'n hoë roeping. Dat U gekom het, Vader, dat ons nie net sal lewe nie, maar oorvloedig sal lewe. En Here, dat ons weet, U het ons alreeds geseën met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Maar Here, U weet, en ons wil dit vanmôre bely, dat ons so min daarvan uitlewe. U weet, Here, dat daar so maklik en so dikwels in ons as die kinders se lewe, maar net 'n ou stroompie vloei of 'n paar druppels uitdrup, en nie die strome van lewende water nie. Here, ons bely vanmôre dat daar net een rede kan wees. As ons U ken, as ons in U glo, dan is dit dat daar 'n verstopping moet wees. Here, dat daar 'n hindernis moet wees wat verhoed dat hierdie strome van die Heilige Gees deur ons vloei. Daar's 'n wêreld daar buite, Vader, wat in ellende verkeer, wat verlore is, wat U nodig het. Hemelvader, en U wil ons gebruik, U wil deur ons werk, Jesus deur ons sigbaar maak, die waarheid in ons gesien laat word. En ons vra U, Here, Here, wees genadig, en gee dat ons vanmôre
ook so sal uitgaan hier, met net een gebed in ons hart. Laat die strome vloei, o Heer. Laat dit deur my vloei. Amen.